Het julle almal vir Obadja opgespoor? Dis net een ou boekie, een ou hoofstukkie. Jy moet mooi bly. Dis die kleinste profeet in die hele Bybel. Maar hy het 'n baie powerful boodskap. So Obadja het nie heeltemal aan Edom geprofeteer nie, maar hy het oor Edom geprofeteer. Julle het dit gesien, né? Ja. Okay. Wie is Edom? Edom was Esau. Okay. Edom was Esau en ek neem dit aan die hele tyd wat ek voorberei, maar julle saam in die glo nie, dit staan actually in Genesis 36 staan daar. En Edom is Esau. Okay, so Edom is Esau. Wie was Esau? Okay, julle onthou God het vir Abraham geroep. Abraham se seun was Isak. Isak en Rebekka het 'n tweeling gehad. Alright. Jakob en Esau. Alright. En Jakob se naam is toe verander na Israel. Ek gaan nou vir julle daai goedjies lees en die res van die storie ken julle daarso. Alright. So, kom ons kyk wat kan ons nog sê van Obadja. Wat beteken die naam Obadja? Diensknegt van die Here, servant of the Lord. Alright. Goed, kom ons begin by die eerste vers en kyk ons waarheen vat hy ons. Okay. Teen Edom sê hy, né? So teen wie praat hy? Teen Edom, soos wat ons nou net gesê het. Okay. Kan ons gou Genesis toe blaai, dan kry ons net die storie van hulle reg. Genesis 25. Dat het julle hom net so vinnig, ek gaan hom so vinnig vir julle lees, ek gaan verse split. So julle kan saam lees as julle wil saam lees, maar julle hoef ook nie as julle nie wil nie. So Genesis 25 begin dit eintlik by vers 19 staan daar, Esau en Jakob. Baie. So Jakob het saam met Rebekka, of het vir Rebekka as suster geneem in vers 20, vers 21 en Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar en die Here het hom gehoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En ons onthou die storie, die kinders het mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? En die Here sê vir haar in vers 23, 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam, en die een volk sterker as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. Okay, so toe is Esau gebore, rooi en harig. Okay. En Jakob het hom aan sy hapskeen gehad. So hy word genoem grabber of heel snatcher, maar uit sy naam uit, ons het 'n vorige keer daaroor gepraat, as jy 'n ou na aan die hakskeen byt, spreek woordelik, dan hy is soos 'n conman gewees. Dit was eintlik sy strategie ook, as ons nou later gaan kyk hoe hy vir Laban, ons kan sê ingedoen, maar God het hom geseën, ek weet, maar Laban wat nie so gevoel daaroor nie. Laban het eintlik gevoel dat hy hom goed ingedoen het. Nou, okay. Esau was 'n jagter, vers 27, en sy pa het baie van hom gehou, omdat hy 'n jagter was. Jakob was meer mama's boy. Alright. So, as ons nou net dit in gedagte hou, kan ons al klaar vir 'n uur en 'n half praat net oor onregverdigheid in ouerhuise en hoe dit, ek is baie seker, elkeen van julle gaan vir my 'n lang storie daarvan vertel. En hoe die erfporsie op die einde na verkeerde kind toe gegaan het, en hoe hierdie ene daai ene verneek het, en is ek reg? Ja. So kan julle sien, en ek wil later weer terugverwys hierna, maar kan jy sien hoe hierdie ding, in Genesis 25, dis many moons back, gemaak het, dat Edom verwoes is. Baie later. Nou ek vra vir julle, die ouens wat betrokke was, Esau self, en Esau se direkte nageslag, hulle is nie te sê geaffekteer nie, hulle het ongelooflike beelde gehad vir jare later. Wie is geaffekteer? Esau se nageslag, want hulle is uitgewis. So kan ek sê, dat wat jy nou doen, dalk oor 300 jare invloed kan hê? Ja? Okay, het Jesus gekom, dis waaroor ons Paasweek vier, Jesus is gekruisig, hy het gekom, hy het daai versoening kom doen. Maar dit gaan jou absoluut niks help as jy dit nie claim nie, of as jy hom nie aanroep nie, of as jy nie vra vir vergifnis nie. En ons gaan later ook lees bietjie oor die saai en maai beginsel, maar dis vir my 'n ongelooflike belangrike ding, want nou sal mense sê, okay, maar hoe sal ek nou weet?
As jy 'n simptoom het, belei jy hom. As jy 'n simptoom, my kind word geboelie by die skool. Here, ek jammer vir waar ons kinders geboelie. Wat gaan jy verloor? Na? Op die saai maai begin, ons gaan hom nou lees. Okay. So daar staan baie pertinent vers 28 en Isak het vir Esau lief gehad, want hy was 'n jagter gewees en Jakob het gekook saam met sy ma. Vers 31 en Jakob antwoord: "Verkoop eers jou eerstgeborene reg aan my." Hy wou nie vir Esau kos gee nie en Esau het baie honger van die veld afgekom. En Esau sê vir hom: "Kyk, ek gaan sterwe en wat baat die eerstgeborene reg my dan?" Dit klink na so 'n stupid ding, maar julle weet dat dit het hy hom gesteer aan God of nie? Hy het hom nie aan die geestelike gesteer nie. Hy het dit eintlik in God se gesig teruggegooi. Okay? En Jakob het aan Esau brood gegee en 'n kooksalensiesop en Esau het sy eerstgeborene reg vir hom gegee of verag, afgesê. En dan gaan ek nou aanlees daar, so hou net julle vingers om, maar ek wil net gou vir julle sê as gevolg daarvan in Maleagi. Ek gaan by Maleagi, is ook 'n kort profeet, Maleagi 1 vers 3. Maar Esau het ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee. Alright. So sy het ook nie uit ons duime uit. Die God was kwaad vir Esau. Alright. Nou kan jy gaan na kan so oorblaai na Genesis 28 toe. Toe Jakob by Bethel die droom van die leer en die engele wat op en af gaan, ek lees vir julle, en hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daar langs opklim en daar langs neerdaag. Kyk, die Here het bo gestaan en gesê: "Ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, ek gee dit aan jou en jou nageslag. En die nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en na die ooste en na die noorde en na die suide. En in jou en jou geslag sal al die geslagte van die aarde geseën wees." Okay, God het ook mos dit vir Abraham gesê. Okay, nou sê hy dit ook vir Jakob. Okay, toe die môre vroeg toe staan Jakob op vers 18. Hy is nou op pad terug van Laban hulle af. Hy is nou op pad om sy boetie te gaan ontmoet. Nou, ons sal eerder onthou die storie. Hy gaan nou terug na sy geboorteland toe, terug na sy paale toe. Maar hy is nogals bang vir sy boetie, want laas toe hy daar weg was, het hy hom verneem uit sy eerstgebore reg uit. Onthou julle die storie wat Alright. Kyk by vers 20, en Jakob het 'n belofte gedoen en gesê: "As God met my sal wees." Okay, dit is nie heeltemal die stuk wat ek vir julle wil lees nie. Kom ons kyk by Genesis 31. Okay, vir die eerste vers. Toe hoor hy die woorde van die seun van Laban, dat hulle sê, ek wil hierdie net vir julle wys, want ek wil net vir julle wys wat hy vir Laban gekom. Okay, ek wil julle Jakob het alles geneem wat ons vader sin was vir Laban se kinders, né? En uit ons vader en uit wat ons vader sin was, het hy al hierdie rykdom verwerf. So hulle was baie vies vir hom geweest. Vers 17, toe maak Jakob hom klaar en laai sy kinders en sy vrou op die kamele en hy voer al sy vee weg en al sy goed wat hy versamel het, die vee wat syne was en wat hy in Padan Aram versamel het, en hy gaan na sy vader Isak in die land Kanaan. Vers 20, en Jakob het Laban die Amoreer mislei. Hoor julle die woorde, né? Wat beteken Jakob se naam? Heel snatcher. Deur hom te vertel dat hy en Jakob het Laban die Amoreer mislei deur hom nie te vertel dat hy wou vlug nie. So het hy dan gevlug en alles wat hy gehad het hy hom klaargemaak en deur die Efraat gegaan en sy aangesig gerig na die gebergte van Gilead. En op die derde dag kry Laban die tyding dat Jakob gevlug het. Daarop het hy sy broers saam met hom geneem en hom agterna gejaag, 'n afstand van 7 dae het hy hom ingehaal in die gebergte van Gilead. Okay, maar dan staan daar God was aan sy kant, so hy die nag vir Laban 'n droom gegee. So toe wil Laban nou nie meer vir hom doodmaak nie. Nou, vers 26, toe vra Laban vir Jakob: "Wat het jy aan my gedoen dat jy my mislei het?" Weer daai woord, "en my dogters soos krygsgevangenes geneem het. Waarom het jy stilletjies gevlug en my mislei en dit nie vir my vertel nie, dat jy
jou met vrolikheid en liedere met tamboerijne en dat ek jou met vrolikheid en liedere met tamboerijne en sitters kon wegbring. En dan sê hy in vers 31, dan sê Jakob vir hom, omdat ek bevrees was, want ek het gedink, jy sal miskien die dogters met geweld van my af wegneem. Alright, dan sê hy in vers 41, dan justify hy homself 'n bietjie, dan sê hy, 20 jaar was ek nou in u huis, 14 jaar het ek u gedien, en u 2 dogters vir 6 jaar, vir u kleinvee, en u het my loon 10 maal verander. So eintlik was hy nie skelm gewees nie, eintlik het Laban hom die hele tyd ingedoen, maar God het vir Jakob geseën en dit het slegter gegaan met Laban van dat Jakob daar was. Genesis 32. Jakob het verder gereis, nou is hy op pad na Esau toe. Dis nou die Laban storie is verby en 'n engel van God het hom ontmoet. Vers 3, en Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land van Sir, die landstreek van Edom, en aan hulle bevel gegee met die woorde, so moet julle aan my heer, aan Esau sê, so sê Jakob u dienaar, ek het as 'n vreemdeling vertoef by Laban en daar gebly tot nou toe, en ek het beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my heer dit laat weet, sodat ek guns mag vind in u oë. So met ander woorde, ek kom nie nou soos die verlore seun met niks hier aan nie, ek kom met 'n klomp goed. En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet en 400 man saam met hom. As hy in vrede wou kom, sou hy 400 man saamgevat het. Ja, okay. En toe het Jakob bevrees en benoud geword. Alright, nou kyk in vers 22. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy 2 vroue en sy 2 slavinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van Jabok getrek. So hy stuur hulle toe vooruit en hy bly toe nou agter. Nou, maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man met hoofletter man het hom geworstel tot dagbreek. En toe hy met 'n hoofletter, so met ander woorde toe God of toe Jesus, wie julle daar wil insit, sien dat hy met 'n hoofletter hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op die heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom met 'n hoofletter, so met God. Alright, sien julle wat daar gebeur het? So, wat was Jakob se groot, nie so cool ding gewees nie? Hy het mense mislei. Nou, ons lees dit nou 'n klomp kere raak. So, kan dit dalk wees waaroor hy met God geworstel het, oor die een ding wat hy nie afgeskik kry nie, die een personality ding wat hy nie afgeskik kry nie. Nou vra ek jou, worstel jy met God oor 'n ding? En wat het God met hom gedoen? Hy skop sy eep uit potjie uit. So hy gee hom 'n letsel, kon Jakob voortaan weghol. Kon hy weer mense mislei en weghol. Hy het hom bietjie geknielter, soos ons sal sê. Okay, maar hoor nou interessant, wat is die volgende vers, want hierdie is eintlik die punt wat ek wil maak. En hy sê, God sê vir hom, vers 26, toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u, nou sê Jakob vir God, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën nie. En hy vra vir hom, God vra vir hom, hoe is jou naam? En hy sê, Jakob, met ander woorde, heel snatcher, ek mislei mense. Toe sê God vir hom, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Kan julle onthou wat beteken Israel? Israel beteken God is Heer of governed by God. So, okay, so toe is hy nie meer die misleidende ou nie, toe is hy God regeer my. Ek is onderdanig aan God. Mooi, nou? Ja. Okay. Nie vreeslik waar met Obadja te doen nie, maar nou onthou julle daar in die storie. Dan moet ek dit weer vir Obadja kry. Okay, so julle onthou waar kom Edom vandaan en julle onthou vir Israel. Israel, deur al hierdie, ons het dit al baie keer daaroor gepraat, het hulle dit op die einde gesplit in die noordelike ryk wat Israel was en in die suidelike ryk wat Juda was. Israel is in 722 is hulle in ballingskap uitgevoer na Assirië toe.
Juda of die suidelike stam wat bestaan het uit Juda en Benjamin is in 586 voor Christus uitgevoer in ballingskap Babylon toe. Okay. Nou waar ons nou, ek moet hierdie vir julle net baie mooi sê, want eintlik het ons nou hierdie profeet op verkeerde plek ingesit. Maar hulle reken dat daar dit is moontlik, so julle kan gaan lees, julle kan maak net vir julleself 'n nota, ek gaan nie nou daarom gaan nie, maar gaan lees in 2 Kronieke 21, dan gaan dit, dis in die tyd wat koning Joram Juda regeer het God 'n gees in die Filistyne en Arabiere wat langs aan die Kusiete was opgewek om Juda aan te val, so dit kon daai aanval ook gewees het wat hulle van praat. En daai hele storie kan julle gaan lees in 2 Konings 24 en 25, vertel ook heeltemal dit. 2 Kronieke 21 vers 16 en 17. Okay, en dan, maar veral die hele storie van wat daar gebeur het. Konings 24 en 5 tot 25. Okay, so dit kon toe gewees het met daai aanval van Juda, of dit kon gewees het toe Juda uitgevoer is in ballingskap Babylonië toe, wat dan dit omtrent die laaste profeet sou gemaak het. Okay, amper. Ja, so ons moet net daar in regs sny, ons mag verkeerd wees. Ek weet nie, ek dink nie al hierdie goed is so heeltemal presies op die lyn gesny nie, maar nou, as jy nou mooi daaroor dink, wat maak dit saak? Kom ons kyk die boodskap wat Obadja het, want hy het 'n baie... Ekskuus tog, hierdie Bybel sê ook possibly during the reign of Joram of Juda, 853 tot 841 die voorkrans. So dis waar ons nou ook ingesit het in ons studie, na? Maar dit kan ook gewees het met die Babyloniese ballingskap. Maar feit van die saak is God was baie kwaad vir Edom gewees, omdat hulle, kan julle onthou wat het Edom gedoen aan Israel? Toe hulle deur die woestyn trek op pad Kanaan toe wil hulle baie graag deur Edom gaan. Toe vra hy Moses vir die koning daar, kan hulle asseblief deurkom? Hulle sal op die hoofpaaie bly en toe sê hy nee. Nou, ek gaan dit vir julle lees. Dit staan in Nehemia waar dan nie? Sê gou waar staan dit? Weet julle dit? Hoekom sien ek dit nie nou so vinnig hier by my nie? Dit staan in Nehemia, ek is baie seker of van. Hier staan nie Nehemia nie, Numeri 20 vers 14 tot 21. Ek gaan dit gou vir julle lees, want dit is oulik. Numeri 20 vers 14. Okay. Daarna het Moses uit Kades boodskappers na die koning van Edom gestuur. So sê jou broer Israel. Nou, jy weet self al die moeilikheid wat ons oorgekom het. Ons vaders het na Egipte afgetrek en ons het baie dae in Egipte gewoon en die Egiptenaars het ons en ons vaders sleg behandel. So hy pleit, né? Toe het ons die Here aangeroep en hy het ons stem gehoor. Hy het 'n engel gestuur, engel met 'n hoofletter, en ons het uit Egipte uitgelei. Hier is ons nou in Kades, 'n stad op die grens van jou grondgebied. Laat ons tog deur jou land trek. Ons sal nie deur die lande of wingerde trek nie en die water uit die putte nie drink nie. Ons sal op die koningsweg hou met die hoofpaaie en ons sal nie regs of links afdraai nie totdat ons deur jou grondgebied getrek het. Maar Edom antwoord hom, jy sal nie deur my land trek nie, anders sal ek jou met 'n swaard tegemoet kom. Toe sê die kinders van Israel vir hom, ons sal met die groot pad trek en as ons van jou water drink en ook vir ons vee gee, dan sal ons daarvoor betaal, né? Maar hy antwoord, jy sal nie deurtrek nie, en Edom het uitgetrek om tegemoet met baie manskappe en met 'n sterk hand. Maar so hy het nie na sy broer gekyk nie. Nou, Obadja 1, vers 1, die gesig van Obadja. Wat beteken Obadja? Servant of the Lord, né? Dienaar van die Here. Die gesig van Obadja, so sê die Here aangaande Edom. Ons het 'n tyding van die Here gehoor en 'n boodskapper is uitgestuur onder die nasies om te sê, staan op en laat ons klaarmaak en teen hom veg. Wie gaan veg? Juda. Nee, die nasies. Hy gaan nou die nasies
teen Edom opstel om Edom te gaan verwoes, dis wat God daar sê. Kyk, ek het jou klein gemaak onder die nasies. Jy is baie verag. En hoekom sê hy dit? Want Edom was huge, hulle was magtig, hulle was groot, hulle was ongelooflik beskik geweest. Kan julle onthou wat was hulle hoofstad? Hulle hoofstad was Petra, ek het vir julle foto's gestuur vanoggend. Petra was hulle hoofstad geweest. So Petra was, jy begin die pad het so breed begin, dan stap jy in lank en sulke hemse groot hoë kraanse langs, jy kan nie van bo af aanval nie. Dit maak amper so of toe as ek op die foto's kyk van bo. Stap jy so lank aan en dan waar jy net so by die stadspoort inkom, dan kan daar omtrent 'n man met 'n perd instap. Dis hoe groot dit is. Jy kan nog steeds Petra toe gaan. Jy kan nog steeds Petra toe gaan. Ek sien die toeriste. Ja, was daar. Amazing. Ja. So dis wat hulle gedoen het en dit was ook opgewees, nou, so dit was in die hoogtes. Hulle het hulle self baie hoog geag. Hulle sê 24 man kon daai hele stad beskerm. Niemand kon daar inkom nie. So hulle moes een kom. Hulle kon nie die ouens doodmaak, een. Jy kon nie op 'n ander manier in die stad kom nie. Nou, Die druidsgod. nee, hulle het nie druids gehad nie. Die druids het hulle moeilikheid gehad. Okay. Hier is die klimaks van die hele hoofstuk. Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg. Wat is vermetelheid? Die hoogmoed, die trotsheid van jou hart het jou bedrieg. O jy wat woon in die rotsklowe, op hoë plekke bly en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerk? Sê sommer waar is hy in die hoë berge? Ja. Wie gaan my hier uithaal? Ja. Nou, hoor wat sê, al woon jy so hoog soos 'n arend en al was jou nes tussen die sterre gestel, daarvandaan sal ek jou neerwerp, spreek die Here. Ek wil hê julle moet 'n nota maak. Ek gaan vir julle 4 tekens van hoogmoed wys. En dan kan jy aan die einde van hierdie lering vir my sê of het jy hoogmoed of het jy nie hoogmoed nie. Okay. So die eerste ding is om jouself bo als en almal te ag. Jy is net dood eenvoudig beter as die ou wat langs jou sit. En uiteindelik, ultimately eintlik beter as God. Jy weet beter. Vers 5. As daar diewe, as daar nagrowers na jou kom, hoe is jy vernietig? Sou hulle nie net soveel gesteel het as wat hulle vir hulle genoeg was nie? As daar druiwesnyers na jou gekom het, sou hulle nie die naoes laat oorbly het nie? Hoe is Esau deursoek, is sy verborgde skatte deursniffel? So, jy dink jy sal kry op aarde. Jy dink niks kan aan jou goed vat nie. Okay, so dis okay, ek bly in die dorp en hier's nou baie inbrake in die dorp, wat doen ek? Ek maak my heining so. Ek vra nie God se hulp nie. Ek is nie bang nie, want ek het nou elektriese heining opgesit. Ek het nou my mure hoër gemaak. I've got this. Ek sal dit self uitsorteer. Ek gaan nie vir God vra nie. Vers 7. Al jou bondgenote het jou tot 'n grens gestuur. Die manne met wie jy vriendskappe behou het jou bedrieg, jou oorweldig. Hulle lê 'n stryk onder jou as jou brood. Daar is geen verstand in hom nie. So met ander woorde, hulle het verbonde met ander lande gehad, wat hulle baie steadiness gegee het. So as ons moet gaan aanval, gaan hierdie ouens kom help en daai ouens kom help en hierdie ouens kom help. En hulle het nie vir God geroep nie. So hulle het staat gemaak op mense om hulle te back and boost en nie op God nie. Is dit mooi? Dit is vir my baie mooi. Vers 8. Ek sal nie in die dag sê, spreek die Here. Sal ek nie in die dag sê, spreek die Here, die wyse manne uit Edom is verdelg nie en kan ek hom net weer lees. Sal ek nie in die dag, spreek die Here, die wyse manne uit Edom verdelg nie en die verstand uit die gebergte van Esau en jou helde sal verskrik wees te man, sodat elkeen deur moord uit die gebergte van Esau uitgeroei sal word. So Edom het bekend gestaan, Jeremia sê, ek wil hom vir julle net lees,
dat die mense reg oor die wêreld gereis het om na die wyse manne van Edom te kom luister. Edom was bekend vir hulle wysheid. Okay. So wat sê God? Julle wysheid gaan julle niks help nie. Nou, julle dink julle is slim, dit gaan julle niks help nie. Alright. Ekskuus, maar ek gaan daai Engels lees, dit is so goed, ek moet dit deel. Hy sê, in that days, one wise man who believed not no wise man in Edom, says the Lord. I will fill the wise men of Edom with stupidity. Okay, dan in vers 10, dan begin hy, dan noem hy simptome van hoogmoed. Okay, so julle moet nou 'n nuwe nota maak, kleintjie. Simptome van hoogmoed. Nou gaan ek weer vir jou 'n paar doen. Weens die geweld teen jou broer, wat jy teen jou broer Jakob gepleeg het, sal skande jou bedek, en jy sal uitgeroei word vir ewig. Okay, so geweld, maak jy mense om jou seer, emosionele geweld, steel jy by mense, vat jy graag, beskadig jy mense se goed, hoogmoed, né? Want ons praat oor die simptome van hoogmoed, geweld, né? En dis wat Edom gedoen het, hulle het nie na Israel gekyk nie. Vers 11, die dag toe jy daarby gestaan het, die dag toe vreemdes sy rykdom weggevoer en uitlanders deur sy poorte gedring en die lot oor Jerusalem gewerp het, toe was jy ook een van hulle. Wat het hulle gedoen? Hy het ook aangeval, né? Hy het gehelp. So, as jy nou 'n broeder in nood het, sê nou maar hy het 'n finansiële krisis, en die bal hier staan voor sy deur, maar jy weet, eintlik skuld hy jou ook geld. Wat gaan jy maak? Gaan jy help om verder te verdelg? Of gaan jy opstaan en dalk saam met hom gaan bid? Dalk om help om te herstel? Dis 'n moeilike een. Ek weet, geld is geld, en as jy eie skuld hy jou, maar wat, God is kwaad, want hulle het ook vir Edom gaan aanval. Toe die vreemdes die land invaar, dalk in die tyd, in die ballingskap, toe Edom gaan help. Hulle was ook deel van die wat aangeval het. En hulle is bly. Volgende vers. En tog moes jy nie met genot die dag van jou broer aanskou het nie, die dag van sy onheil, en jou nie verheug het oor die kinders van Juda op die dag van hulle ondergang, en nie gespog het op die dag van benoudheid nie. Hoekom het God dit met Juda gedoen? Kan julle onthou, ons het laas daaroor gepraat. Kan julle onthou dat ons gesê het, Juda is God se kinders, en hy mag hulle pak slaag gee. Maar as jy nou op die etenstafel sit en jy berus vir jou een kind en die ander een lag, gaan hy ook mos pak slaag kry. Na? Nou dis wat hier gebeur, hulle het gelag, hulle het genot, hulle het lekker gepraat. Die volgende een, vers 13, tog moes jy nie in die poort van my volk gekom het op die dag van hulle nood nie. Jy moes ook nie met genot aanskou het sy onheil op die dag van sy nood nie, en nie die hand uitgesteek het na die rykdom op die dag van sy nood nie. So toe trek hulle voordeel. Hulle het letterlik van die buit gaan vat, na volgende vers. En jy moes nie gestaan het op die kruispad om sy vlugtelinge uit te roei nie, en nie sy vrygeraaktes uitgelewer het op die dag van benoudheid nie. So as ene nog vrygekom het, dan het hulle ook geëxpose, nie hulle kruip daar weg. Of as hulle verbygekom het op die vlug, het hulle sommer ook doodgemaak. So hulle het geen genade gehad nie. Wat is nog 'n simptoom van hoogmoed? Jy het geen genade nie. Jy kry genot uit 'n ander ou se swaar kry uit. Jy steek net nog 'n bietjie 'n spies in, maak dit 'n klein bietjie erger vir hom. Okay. Vers 15, dan sê God, van die dag van die Here, the day of the Lord, na? Onthou julle wanneer is die day of the Lord? Die dag van die Here is naby oor al die nasies. Soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word. Jou daad sal op jou hoof neerkom. Oud-testamentiese saai en maai beginsel. Nuwe Testament staan nou op 'n paar plekke, maar een wat ek vir julle net vinnig kan gee,
Matteus 7 vers 12. Wat jy saai, sal jy maai. En dis hoekom ek vir julle sê, ons weet nie wat in ons voorgeslagte alles gebeur het nie. Maar ek sê vir julle, dis 'n baie waardevolle resep om net 'n paar basiese geestelike reëls na te volg. My kind word geboelie by die skool. Okay, wat jy saai, sal jy maai. Here, ek is jammer vir waar ek of my voorgeslag mense geboelie het by die skool, ander geboelie dalk mense geboelie het in die werksplek. Okay, die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. Here, ek sê maar ek het altyd neergekyk op die kinders wat te slap is om vir hulle self op te staan. Wat kan jy verloor? Absoluut niks. En dis streng geestelike beginsels. Kan ek gou hierby inkom? Hierdie is vir my baie erg te sien in die lig van ons regeringshouding teenoor Israel. Want hier staan, the Lord's vengeance will soon fall upon all Gentile nations. As you have done to Israel, so will it be done to you. Your acts will boomerang upon your face. Dus elke keer as hierdie president van ons teen Israel praat, sê ek, Here, vergewe ons stem nie met ons saam. Dit is die waarheid. Ja. So ek probeer aan mekaar sê, as ek dit hoor, dan probeer ek die curse van ons afhou. En sê so John Henry se boek, we are not all like that. Ons is nie almal so. Dit is wat aan die mens kan net petisie by die Here. 'n Mens kan net jou knie buig en petisie by die Here. En ek dink partykeer dit is dalk maar ook hoekom ons onder die curse sit waaronder ons sit partykeer. As dit so sleg gaan, as ons so kyk na die paaie en sulke goede, dit is ook maar mens kan maar net bid en bely en dit is 'n curse. Ja, dit is 'n curse. Dit is 'n curse. Okay, vers 16. Want net soos julle gedrink het die heilige berge, sal al die nasies gedurig deurdrink, ja, hulle sal drink en swelg en word asof hulle nooit bestaan het nie. So met jou sal gebeur, aan jou sal gedoen word, presies dit wat jy aan hulle gedoen het. En dis presies wat met Edom gebeur het, ek gaan dit nou vir julle lees. Maar op die berg Sion, hier begin die restoration, jy weet ons al die klein profete eindig met restoration, maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en dit sal 'n heiligdom wees, en die huis van Jakob sal by sy besittings in besit neem. Ek skryf hier vir myself, tugtiging is net vir 'n tydperk. Okay, so as God tugtig is net vir 'n tydperk. As dit in jou sleg gaan, kom in lyn met God, bely, vra vir genade en besef, dis net 'n tydperk, God wil jou dalk net ietsie leer. Dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees en die huis van Josef 'n vlam, maar die huis van Esau 'n stoppel. Wat gebeur met 'n stoppel? Waar is ons weg? Nou, hy is weg. En dit sal hulle aan die brand steek en hulle verteer, sodat daar geen oorblyfsel in die huis van Esau sal wees nie, want die Here het dit gespreek. Wie ken 'n Edomiet? Weet 'n Edomitiese vriend of familielid? Hulle bestaan nie meer. Hulle 70 na Christus is hulle uitgewis. Herodes was nog 'n Edomiet geweest, maar hulle is na Herodes, ek dink onder Titus of een, is hulle 100% uitgewis. Eers 'n klomp en toe's nog 'n klomp in 'n tempel gebrand en soos al die res uitgemoor. Hulle is genuine van die aardbol af uitgewis. 70 na Christus. Ek dink dit is toe Titus oorgevat het. Ek dink dit is ook omtrent onder sy regering wat die tempel toe afgebreek is. 70 na En is dit nie ook die tyd wat die Jesus mense toe ook so die Christen, wat ons noem nou Christene, maar die wedergebore Christene is toe ook nogals redelik uitgemoor in onder daai selfe Titus. En dit is waarskynlik die tyd wat die Katolieke Kerk, ek weet nie, ek praat nou onder korreksie, maar wat die Katolieke Kerk toe nou, wat hy toe nou gedoen het, is hy toe ons gesê, okay, hier's nou so klomp gelowe, kom ons vat 'n bietjie van al die gelowe, en ons maak een kerk, en ons maak dit wet. Dit word 'n staatskerk, so jy sal na die kerk gaan, almal wat nie na die kerk toe gaan, en dit so doen nie, hulle word doodgemaak. Ek dink dit was so ietsie. Nee, dit is. Was dit later? Dit was later.
Ons sal 'n bietjie inligting kry daaroor. Magne, die groot keizer van Frankryk. Ja. Weet jy wat sy Karel die Grote? Ja. In die Engels sê, uitgesê. Ja, as jy nie 'n Christen is, dan word jy doodgemaak. Ja. Maar ek dink dit is onder tydens dat die tempel vernietig is. Maar eintlik moes die Jerusalem vernietig word, sodat die Christene by die heidense nasies Dit is maar ja. Dan die Madelyn sê die Christene moes die Jerusalem moes vernietig word en sodat die Christene in die tussen die Gentile nasies kon inbeweeg. Dis mooi. Okay, vers 19. Dan sal die van die suidland, die gebergte van Esau en die van die Laagveld, die land van die Filistyne in besit geneem word. En hulle sal die veld van Efraim en die veld van Samaria en Benjamin, Gilead in besit neem. Soos die grondgebied sal verhoog word, né? Vers 20, die ballinge van hierdie leermag van die kinders van Israel sal die wat Kanaaniete is tot by die Servat verower. En die ballinge van Jerusalem wat in Sefarad is, sal die stede van die Suidland in besit neem. So dit gaan net alles oor grondgebiedverhoging. Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan en die gebergte van Esau oordeel. En die koninkryk sal die Here toebehoort. Dis mooi, né? So ek wil julle ook net herinner van die Gayle het nou gesê, maar ek is nie seker of die recording dit gehoor het nie. God sê, wie Israel seën sal hy seën en wie Israel kus sal hy kus. Okay? En ja, en dan dink ek kan ons net besef dat baie van die simptome wat ons nou hier genoem het, is maar in ons mense vandag. Maak julle gou mooi dit net oor hoogmoed en trotsheid. Okay, hoogmoed die definisie natuurlik om jouself bo onder ander te ag en ultimately bo God te stel, né? En as jy hierso lees. Julle besef hoogmoed was die eerste sonde in die skepping. Nie op aarde nie, in die skepping. Né? Satan ag homself bo God en hy word uit die hemel uitgewerp. Dit staan uit in Jesaja 14 vers 12 tot 14. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die daggeraad? Hoe lê jy teen die aarde neergewerp, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel aan die allerhoogste. Hoor gou klink hy in Engels, hulle noem dit in Engels die 5 I wills. I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God. I will sit on the mount of assembly in the remote parts of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself the most high. Interessant, middelste letter van pride is I. Middelste letter van sin is I. Okay. Salomo sê in Spreuke 11 vers 2, hoogmoed is 'n ernstige ding, julle. Hoogmoed is nie moord nie. So jy kom weg met dit vir 'n leeftyd. Né? Dis 'n abomination vir God. Dis 'n gruwel in die oë van God. Salomo sê in Spreuke 12 vers 2, kom die vermetelheid, dan kom skande. Kom die trotsheid, kom die hoogmoed, dan kom skande. Maar by die beskeidenis is wysheid. When pride comes, then comes dishonor and shame in Engels. Dis Spreuke 11 vers 2. Spreuke 16 vers 18, trotsheid, wat nou pride is, kom voor die verbreeking, voor destruction, en hoogmoed, of 'n arrogante gees, 'n arrogant gees, staan in die Engelse vertaling, kom voor die val. Ja, presies wat met Enoch gebeur het. Ja. Spreuke 29 vers 23, die trotsheid of die pride van 'n mens verneder hom. Will bring him down, sê die Engels. Maar die nederige van gees, he who has a humble spirit, sal eer verkry.
So nou vra ek vir jou, die heel eerste ding wat hoogmoed vernietig, is jou vermoë om hoogmoed te kan herken. Okay. So nou vra ek vir jou, het jy hoogmoed in jou? Kan jy vir my met eerlikheid in jou hart sê? As jy vir my met eerlikheid in jou hart kan sê nee, dan moet jy gaan introspeksie doen. Ja, dan jy klaar vir jouself oor die volgende ou wat dalk hoogmoed het. Spreuke 6 vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat die Here. Dis nou die tweede keer wat ons lees, die Here het vir Esau gehaat. Hierdie 6 dinge haat die Here. En die 7de is 'n gruwel vir hom, 'n gruwel, 'n abomination, né? Trotse oë, hoogmoed, pride. Né? En ek wil 'n ding voor julle lê vandag, dan sê julle vir my, voel julle ook soos ek daaroor. Sien nou maar, jy staan in lyn om die nuwe sekretaresse van die kerk te word. Maar die girl wat aangestel word, het eintlik die pastoor geken. Dis nie regverdig nie, is beter, jy het dit al gedoen, jy het 'n beter CV, jy het ondervinding, en dis vir jy voel dis vir jou onregverdig. Ek kan vir julle baie voorbeelde noem. Sê nou maar jy's nie in die eerste netbalspan nie. Né? Sê nou maar jy word nie hoofleier nie. Sê nou maar jy kom nie op die leerlingraad nie. Die kinders gaan deur geweldige spanning met hierdie goed. Kan jy besef dat daai tikkie pride wat moontlik kon bykom, jou dalk sou help toe vat? En ek sê dit met baie liefde. As daai inch extra pride in jou lewe sou gemaak het dat jy 'n gruwel in God se oë is, kan jy vandag besef dat God besluit het, ek wil jou nie nou daar hê nie. Ek het nodig om jou op 'n ander plek te gebruik. Ek het nodig om jou te mold. Daar's 'n karaktereienskap in jou wat ek hierdie kant wil vestig, want ek gaan dit in jou grootmenslewe nodig hê. So as daar onregverdigheid gedoen is aan jou in die lewe, sien asseblief vir God in dit raak. Gaan die ou wat aan die ander kant staan skotvry kom? Nee, Edom is verwoes. Edom is verwoes. Heel moontlik as gevolg van die bekleierery of die hoogmoed wat daar was tussen Jakob en Esau 500-600 jaar vroeër. Hoe lank terug was dit? Baie jare terug. Waar is ons daar? 2000 jaar voor Christus. Hier is nou 1000 jaar terug, 1000 jaar vroeër, 1000 plus jaar vroeër. Net iets om aan te dink, belangrike ding. Dit moet nie hoogmoedig wees nie, dis 'n baie lelike eienskap en God is nie so wat lees jy van 'n stywe nek. 'n stywe nek. Ja. Okay, so ons vat vandag net saam. Wat leer ons in die boek van Obadja? Trotsheid. Trotsheid is nie van God nie. Ons het gekyk na die simptome van trotsheid. Ons het gekyk na simptome, wat was die eerste ene gewees, die karaktereienskappe van trotsheid en dan wat veroorsaak trotsheid in jou lewe. Okay? Ons leer ietsie oor familietwis. Ja? Ons leer dat familietwis kan jare later nog 'n invloed hê. Jare later. En weet julle wat, né? Ek wonder of dit nooit val dit onder jou generies wat jy moet bely of is dit heeltemal iets anders? Ek sou dit terugbely in die generasies in. Ek sou dit terugbely in die generasies. Ek nie dis geneties geneties in jou liggaam. Ja, so like brown eyes, maar in jou generatief ja, en jou gees. So as jy jou generasie vloeke bely, breek jy dan daarmee of moet jy as dit opkom sien dis iets wat jy gemis het en dan dit bely? As daar simptome is, dan hanteer jy hom. As dit 'n ding is wat jy sien wat terug in jou generasie gaan, dan hanteer jy hom ons net so klein bietjie anders. So as dit nou 'n ding is, dan kan jy dit bely op die saai en maai beginsel. Jy kan dit bely op die oordeel waarmee jy oordeel sal jy geoordeel word. As jy sien, okay, maar my pa was 'n alkoholist, my oupa was 'n alkoholist, of ons het hierdie jaloesie in ons familie. My ma was so jaloers, my ouma was so,
gaan hanteer dit net so 'n bietjie verder terug. Jy doen dit mos net so 'n klein bietjie anderster. Jy gaan net en jy maak net die deure toe, jy bely dit wat jou voorgeslag gedoen het. Dis 'n kus wat hulle oor jou gedoen het. So jy spyker die kus en jy kry, jy sê vir die Here, ek vergewe hulle vir die kus wat hulle oor ons gebring het. Ons spyker hierdie kus aan die kruis vas, daar's 'n skrif wat dit sê. Ons vra dat U dit mooi afwas met U bloed, né? Maar ek staan nou hierso. Ek vra vir U ook om hulle te vergewe, maar ek staan nou in die deur. Ek bely dit as my eie sonde. Here, vergewe my. Ek maak hierdie deur nou toe. Ons kan nie nou meer terug gaan daai kant toe nie. En dan seën jy net met die opposite. Ek bid dat U ons sal seën met wat ook al, as dit al klaar in jou, wat ook al die teenoorgestelde. As jy dit al klaar kan sien in jou familie af, dan is dit waardevol en hanteer dit. Toe ek hierdie goeders begin leer het, toe ek het 'n baie ernstige wortel van jaloesie gehad, regtig. En ek het dit gaan bely. En Janai was op daai stadium so 10, maar Soret was 12, sy was klaar uitgenooi. En ek moes dit later met Soret ook gaan hanteer het. Dit het nie in Janai opgekom nie, maar dit het in Soret, want sy was klaar self, wat is die woord, sy was klaar verantwoordbaar gewees. Ja. Ek wil net vir jou vra, ons het 'n hele ruk terug om mekaar oor gepraat. As jy nou homoseksuele bloedlyn het wat afkom in 'n familie. Ek gaan jou in 'n sekonde antwoord. Ek wil een verder ding sê en dan gaan ek die video stop, dan gaan ek jou antwoord. Okay, dan die laaste enetjie is wat jy saai, sal jy maai. Dit is ook 'n sterk ding wat hier uitkom en dis 'n baie belangrike ding. En nou moet julle my help. Daar's een skrifgie wat sê, as jy kwaad is, dan kom daar 'n root van bitterheid in jou. Waar's daai skrifgie? Ek wil hom so graag vir julle lees. Ek wil hom net op afsluit. Sê jy nie, want dit kan verbittering. Jy moet nie die woorde koester nie, want dit kan verbittering veroorsaak. Dis in Hebreërs. Ek is nie nou seker waar staan iewers in Hebreërs. Ek is amper seker ek sal hom vir julle soek en op die groep sit. Okay, maar dit is die boek Obadja in 'n nutshell. Wat doen ons volgende? Micha. Alright.